is die Vredesbond nou, deel 6 en dis die finaal. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het. Ek dink spesifiek aan die 2 sleutels tot die boek van Openbaring, is 'n A4 boek, so 460 bladsye, 25 jaar van my lewe in navorsing en al die nodige inligting met al die grafieke wat ek vir u gaan wys vanaand. Sou jy belangstel of 'n vraag het of iets kortliks wil deel, dan kan jy my kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan net na my webtuiste https://jaffashua.co.za, soos jy kan sien hierbo. As dit al die eerste keer is dat u na hierdie reeks gaan kyk of luister, is dit uiters belangrik, gaan na uitsending deel 1, begin reg voor, want u het reeds 'n magdom inligting gemis. Baie belangrik dat u inteken op YouTube kanaal, sodat u die verskillende kennisgewing van al die studies kan ontvang. Stuur ook hierdie kontak vir die vriende en kennisses, en almal wie lief is. Hierdie reeks is lewensveranderend, en dis 'n feit. Maak seker dat jy 'n skryfblokpen en ten minste 33 Afrikaanse Bybel byderhand het. Maak seker jy bring elke week 'n veiligheidsgordel saam, want jy gaan uit jou stoel uitval. Dit is belangrik om te weet, ons vereenselwig ons nie met enige messiaanse groepe, Hebreëroesgroepe, kerke, denominasies. Jy noem dit, ons behoort aan geen kerk of organisasie nie. By hierdie tyd weet u dit alles reeds, en ons gebruik die bonatuurlike geopenbaarde name, volgens die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, wat in 1860 deur Dr. Joseph Briand Rotterdam vertaal was. Ons gaan nou verder waar ons opgehou het, die finale vredesverbond. Om hierdie bonatuurlike geopenbaarde finale vredesverbond reg te verstaan. Reg bedoel volgens die Bybel. Nie volgens al die kerke se goed wat hulle kom opdis nie. Gaan dit beteken dat ek, dis Prof Hannes, dit vir u volgens die Bybel stukkie vir stukkie moet opbreek, en fisies gaan ek dit vir u op die skerm moet verduidelik, dat jy dit kan sien. Ons gaan stukkies skrifgedeeltes lees, ek gaan verduidelik, ek gaan na grafiek 1 verduidelik, dan sal broer David grafiek 1 bo teen die skerm sit, ek gaan dit heeltemal wegraak, jy gaan dit klein, op my linkerkant, jou regterkant, gaan dit klein gedeelte wees waar jy my gaan sien sit en gesels, jy gaan my duidelik hoor, maar die grafiek gaan op die hele, gaan basies die hele skerm opneem, dat u dit kan verstaan. Daar is grafieke, as u dit wat ek gaan verduidelik het, ek wil net voor die tyd sê, ek het reeds met Dani Botha se wegraping lees van 23-24 September, dieselfde grafieke gebruik, so ek het dit, sou u belangstel om dit te wil hê, stuur my 'n WhatsApp na die nommertjie soos hierbo, dan sê net prof, grafiek oor die eindtyd, dan stuur ek dit vir u. Daar's twee, een is die 70 weke van Daniël, die finale week, en die ander een is die finale vredesverbond week. Kom ons lees, Daniël 9:27, Daniël 9:27, vers 27, en hy, kyk na my vinger, dis die vors, die Rooms-Katolieke paus, nie Donald Trump nie, nie Obama nie, nie Yasser Arafat nie oupa Bush Clinton, niemand nie, Biden, jy noem hulle wie hulle was. Wanneer die Rooms-Katolieke paus, die wit paus, nou dalk hoor jy vir die eerste keer ek praat van 'n wit paus, want daar's 'n swart paus ook, en dis nie 'n swart ou uit Afrika nie, dis 'n wit blanke ou wat swart klere dra in die Vatikaan. Gaan luister na die reeks, is dit die wit paus of die swart paus, hy is ook op die punt om klaar te maak. Maar daar kom 2-3 verskriklike interessante ander reekse. En hy, die vors,
naamlik die Rooms-Katolieke Witpaus, sal 1 week met baie die volk van Israel, naamlik Israeliete, 'n sterk verbond sluit. Nou kyk jy na grafiek 1. Die finale vredesverbondweek van Daniël. Nou sê ek tussen punt A en punt B, jy sien dit daarso. Sy het geskryf, die vredesverbond word vir 7 jaar gesluit tussen die Rooms-Katolieke paus en die volk van Israel. Hy sê in Engels, hy sal met menigte, hy sal met verskillende mense. So dit is Israel en dan die, heel waarskynlik die Palestynse ouens, die Arabiese ouens, dat waar die oorlog aangaan op die oomblik waarna hulle gaan kyk. Daniël 9:27, as jy nou kyk na Daniël 9:27, hy bestaan uit 1 week, van punt A tot punt B. Al die tyd gaan jy sien, ek sê punt A, punt B, punt C, punt D, baie belangrik. 1 week, 2520 dae, 7 jaar, 48 maande. Hoekom? Want ons gebruik net die Hebreëse kalender, waarvoor ons daar 30 dae 'n maand is, 12 maande 360 dae per jaar. Dis nie soos 365 en 'n kwart dag nie. Ek het nog nooit gesien hoe werk 'n kwart dag nie. Ja, ek het nog nooit 'n kwart dag gesien, dat die son net opkom en weg is en verstaan. So daar's die eerste vol week, 1 week, en dit staan in Daniël 9:27, 1 week 2520 dae, 7 jaar, 84 maande. Nou gaan ons kyk na grafiek 2. Ons kyk na grafiek 2. Kom ons lees. Daniël 9 vers 27 verder. En gedurende die helfte van die week. Kyk daarbo, die week, die helfte van die week. Sal hy dus die vors, die Rooms-Katolieke paus, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers laat ophou. Nou daar is baie mense wat glo by punt A, die eerste grafiek, wanneer die verbond gesluit word, begin die groot verdrukking. Dis nie waar nie, dis nie skriftuurlik nie. Dis kerkdogma. Nou wanneer ons kyk na grafiek 2, en gedurende die helfte van die week, dis Daniël 9:27, ons gaan aan, in die helfte van die week, in die middel, sal hy wat doen? Slagoffers en spysoffers laat ophou. Nou daar sien u die grafiek al vir 'n tydjie. Hy begin, dit is van C tot D tot E. Nou as jy kyk na D, dit is presies in die helfte van die week. Tussen C en D is dieselfde as tussen D en E. Die 7 jaar, die 500 en die 2520 dae, 7 jaar, 84 maande in grafiek 1, word nou opgedeel in 2 helftes. 3,5 jaar, 3,5 jaar. 1260 dae, 1260 dae. 42 maande, 42 maande. Tye en 'n halwe tyd, tye en 'n halwe tyd. Het ons dit daar so. Dis in die, so ons het dit nou presies in 2 gedeeltes. C, D en E. Grafiek 3. Nou kyk ons na grafiek D. Die verbreeking van die verbond. Die verbond was waar gemaak? By A. Dit was veronderstel om te hou tot by B. Maar sekere goed gebeur. Kom ons kyk na grafiek C, grafiek nommer 3. Die verbreeking van die verbond. Ons lees Daniël 9 vers 27 verder. En hy, die vors, die Rooms-Katolieke Witpaus, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers laat ophou. Hy doen wat? Die verbreeking van die verbond. Hy gaan slagoffers en spysoffers laat ophou. Wat gebeur dan nou tussen C en D? Daar is slagoffers en spysoffers. Ek noem dit 'n tyd van vals vrede, die eerste helfte van die verbondsweek. Hy sal, dis die volk, die Rooms-Katolieke, kyk nou mooi, slagoffers en spysoffers laat ophou. Volgens Daniël 12 vers 11, kyk nou mooi, volgens Daniël 12 vers 11, word die vredesverbond verbreek
na 1230 dae. Nie 1260 dae nie. Hy verkort dit. 1230 dae. Want hierdie 1290 dae is dan die eerste gedeelte van die groot verdrukking. So nou kyk ons na grafiek, wat ek gesê, nommer 3, grafiek 3, daar is hy. Nou van F na G, sal jy sien, tyd van vals vrede, onderkant van die lyn, 1230 dae, 41 maande. Nie 1260 dae, 42 maande nie. Hoekom nie? Want Jaffa verander die tyd van vals vrede met 30 dae. Hoekom? Om te keer dat die slim ouens, wat kan tel, wat kan weet, daar's 'n 7 jaar verbond, dis 2520 dae, 84 maande, en nou in die helfte van die week 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande tyd en halwe tyd. Nou raak jy onslim. As jy so 'n week voordat hierdie 1260 dae klaas gaan ek my bekeer. Maar nou het Jaffa die tyd verkort van vals vrede. Want hy laat die slagoffers en spysoffers gaan ophou na 1230 dae. Hoe kry ek dit? Wel, ek vat 1290 dae, die volgende, as ons daar kyk, van G na H, 1290 dae, Daniël 12 vers 11, dis 43 maande. By G begin die groot verdrukking. Dis waar by G, die middel van die week is nader met 30 dae aan die middel van die week. So nou het ons 1290 dae, plus die 1230 dae, gee nog steeds 2520 dae, soos jy daar kan sien. By G word die bruid uitgehaal en die Ruach HaKodesh word weggetrek van die aarde af. 1 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Ons kyk na grafiek 4. Kom ons lees Daniël 9:27 verder. Terwyl ons na die grafiek kyk. En op die vleuel van gruwels, die groot verdrukking, sal daar 'n verwoester of 'n anti-kris wees. En op die vleuel van gruwels, die groot verdrukking, dis by U na hier toe. Dit was nie by A op die vleuels van gruwel nie. Dit was van A na C, was 'n tyd van vals vrede. Die eerste, wat is die tweede grafiek gewees. Die eerste een was die hele week, waar ons hom gewys het die 2 helftes. So die eerste gedeelte van die verbond is 'n tyd van vals vrede. Maar hier sê hy, en op die vleuel van gruwels. So waar begin die groot verdrukking? Wanneer die verbond gesluit word? Nie in jou lewe nie, man. Dit is mos Afrikaans. By U. Ons is nou al by U. Na hier is 1290 dae. Daniël 12 vers 11. Dis die eerste gedeelte van die groot verdrukking. Hy sê so, die begin van die groot verdrukking begin by U, dis waar die wederkoms plaasgevind het, waar die bruid weggetrek is, en nou het ons die groot verdrukking. En net daarna gou 'n paar ouens se koppe gaan afgesny word, omdat hulle nie merk op hulle regterhand en voorkop wou neem nie, en die woord sê, hulle het onder die altaar gaan wag. 1. Die vredesverbond daar by U, die vredesverbond word verbreek deur die Rooms-Katolieke paus. Nou sal die swart paus, wie die Romeinse keiser is, homself openbaar as die anti-kris. Hier nou met ander woorde, Daniël 12 vers 11. Daniël 12 vers 11. Ons het nou gesien, Daniël 12 vers 11 is 1290 dae. By 30 dae meer, want dit kom van die 30 dae is afgeneem by die 1230 dae. So hier is 1290 plus 1230, 2520 dae. 1. Die vredesverbond word gebreek deur die Rooms-Katolieke paus, Daniël 12 vers 11. Die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, word van die aarde afgetrek. 2 Tessalonisense, ek het net gesê 1 Tessalonisense, jammer. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Hierdie is net op by vers 11, maar jy kan aanlees.
Die bruid van Jahvashua word opgeneem in die hemel, Openbaring 3:22. 4, die groot verdrukking begin, Openbaring 13 vers 15 tot 18. Nou gaan ons kyk na grafiek 5. Kom ons lees, Daniël 9 vers 27 verder. En op die vleuel van gruwels, waar begin dit? Die vleuel van gruwels, by K. En op die vleuel van gruwels sal daar 'n verwoester, 'n antichrist wees, en wel tot aan die einde van die groot verdrukking. En wat by Jahwe die Almagtige, die skepper van die hemel en aarde, vas besluit is, sal oor wat woes uitgestort word, naamlik die groot verdrukking. Nou kom ons kyk na die grafiek. Die belangrikste twee getalle. 1, die verbond word gebreek by K. Tussen K en L is 1290 dae. Het ons dit? Dis Daniël 12 vers 11. Dan het ons Daniël 12 vers 12. 1335 dae. Daar kan jy dit sien. K en L 1000. Is nou die groot verdrukkings is aan die gang. 1290 dae plus 1335 dae. Ons gaan nou sien wat sê die woord vir ons hierso. Nou kyk ons na grafiek 6. Daniël 9:27 verder. En op die vleuel, met ander woorde, kyk na my vingers, die spoed waarmee die groot verdrukking sal toeneem, en op die vleuel van die gruwel, groot verdrukking, sal daar 'n verwoester, 'n antichrist wees, en wel tot aan die einde. Watter einde? Van die groot verdrukking. En wat by Jahwe Almagtig vasbesluit is, sal oor wat woes is, hierdie antichristiese wêreld, uitgestort word, tydens die groot verdrukking. Wil u nie op hierdie aarde wees nie. Verstaan u wat u gelees het? Kom ons kyk na die grafiek. Die volle som van N na O is 1200, gee ons die hele getal van 1290 dae plus 1335 dae, 2625 dae. Daar het jy jou hele groot verdrukkingstyd. En die bruid word nie gered wanneer Jahvashua daar Openbaring 19 wanneer hy op die wit perd verskyn nie. Vers 7 tot 11 nie. Nee, dis vir Israel. So nou verstaan ons, die volle som, daar het jy dit, 1290 dae plus 1335 dae, gee ons totale som van 2625 dae. Waar kry ons dit? Daniël 12 vers 11 plus Daniël 12 vers 12. Baie maklik. Ons gaan kyk na grafiek 7. Die groot verdrukking. Nou vat ek vir u die groot getal van die vorige grafiek wat is dit gewees? 6. Waar ons die volle som het van N na O, 2625 dae. En nou breek ek hom vir jou in 3 stukkies op. Grafiek 7. Het ons hom? Daar is hy. Grafiek 7, die groot verdrukking. PQRS. Tussen P en Q 1000, want ek wil net sê, van P tot S, gee my nou dieselfde tydperk van 2520 dae. 2525 dae. Nou sê hy, dis 1260 dae. Van P tot Q. Daai 1000 gee my, dit gee my ook 3,5 jaar, 42 maande tyd en 'n halwe tyd. Dan tussen Q en R gaan die Satan gebind word. Die mense praat van die 1000 jaar aardse vrederyk. Dis nie 'n aardse vrederyk nie. Die Satan word gebind in Openbaring 20 vers 2. Jy kan dit gaan lees daar, vir 1000 jaar. Maar die Bybel sê dat 1000 jaar by Jahwe soos een dag, en een dag is soos 1000 jaar. Dit gebeur in die groot verdrukking. Dis nie waar Jesus afkom en hy kom 'n tabernakel bou en hy kom.
Gaan luister maar my reeks, die leuen van die 1000 jaar aardse vrederyk, die leuen van die 1000 jaar aardse vrederyk, maar vat vir jou 'n paar seatbelts saam, want jy gaan seer kry, jy gaan net jou stoel uitval. So tussen K en R word die Satan gebind, tussen 105 dae, kyk onder die dag, onder die lyn, en een dag is soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Dan tussen R en S het ons presies dieselfde, soos by P en Q. Dis groot verdrukking, 1260, 3,5 jaar, 42 maande tyd, tye en 'n halwe tyd. So is presies dieselfde tussen P en Q en R en S. Het ons dit? Daar is jou 7 jaar groot verdrukking. Maar is die, weet jy wat? Daai tyd tussen Q en R, wanneer die Satan gebind is, dan weet die antichristiese mense dit nie eers nie. Weet jy hoekom? Want hulle is al vir 3,5 jaar gemerk. 1290 dae is al gemerk. Hulle koop en verkoop met die merk, want sonder dit kan hulle nie bestaan nie. Hulle weet nie eers daar's vrede op die aarde vir 105 dae nie. Jy weet reeds dat wanneer die bruid van Jafashua in die hemel by die bruidegom Jafashua aangesluit na sy wederkoms op sy parouse, daar geen geheime tussen hulle mag wees nie. Die bruid moet alles vooruit weet. Hulle moet alles weet. Kom ons kyk na grafiek 8. Die finale som. Daar sê T tot X. T tot X. Die finale som, die slag by T, die finale som, die slag van Armageddon. Intussen T en X is dit die tot by die slag van Armageddon. Die finale som is, as ek nou alles bymekaar, waar die tyd van vals vrede, die 1230 dae, die 1260 dae, die 105 dae, die 1260 dae. Daai hele som, die grafiek wat ek met u deurgestap het, is 3855 dae. Van T tot X, van waar die verbond gesluit word, die finale verbond, nie die verbond van Trump nie, oupa Bush, Boom, Clinton, Obama, Yasser Arafat, nie daai, nee, die wit paus moet die verbond sluit. Van daar tot by die slag van Armageddon is dit 10 jaar, 8 maande en 15 dae. Of ek kan nie eenvoudige sommetjies maak nie. Maar jy sien wat is die probleem? Almal kyk na Daniël se 70ste week. Daniël se 70ste week is daar. Maar hy word opgebruik in die proses van die groot verdrukking, van waar die verbond gesluit word, tot op die einde. Van A tot by X, in daai tydplek is hy opgeneem. Ek het dit vir u verduidelik. Maar die hele periode van waar die verbond gesluit word, tot by die slag van Armageddon, 3855 dae. 10 jaar, 8 maande en 15 dae. Hy sê van waar die finale vredesbond gesluit word tot by die slag van Armageddon sal wees 10 jaar, 8 maande en 15 dae. Daarna die wit troon oordeel volgens Openbaring 20 vers 11. Nou gaan ek vir u verduidelik. Ons in 2026, ekskuus tog, ek wil net hierso sê terwyl ek die aandag het. Sou dit wees dat u die grafiek wil hê op jou selfoon? Dis baie mooi, jou Onie en suster Onie en broer Rocco het vir ons gedoen. Baie netjies. Ek het dit op my WhatsApp foon. Jy kan my net 'n WhatsApp stuur, dan stuur ek vir u daai inligting. Dis iets wat jy op jou foon kan hê en jy kan op jou tyd met dit sit en die meer jy met dit sit en werk, die makliker word dit vir jou. Weet jy wat? Ek het nie nodig om vir jou een stukkie kerklike dogma te vertel of teologie nie. Ek word nie betaal vir dit nie. Ek sê vir jou wat die woord sê. U glo dit of u los dit. Maar jy gaan nie eendag vir Jaffa sê, toe vir wie gelieg. Kan jy ons ek het die reeks begin deur te sê, iemand het vir iemand gelieg. Want Trump het die finale verbond gesluit en dit was vreeslik en dit was 50 lande en so geld ingestoot word en alles is weggeblaas.
Deel van die bonatuurlike Bybelse informasie. Ek sê deel hierdie bonatuurlike Bybelse informasie met almal wat u lief is. President Donald Trump is tans gereed om die tweede vredesverbond te teken, wat weer as die vredesverbond van Daniël 9:27 verwys sal word, wat weer onbybels sal wees. Waarom? Wat sê u? Want dit moet die wit paus wees, wie hierdie finale vredesverbond met die volk van Israel en die moslimnasies sal moet teken. Gaan kyk na my reeks oor die wit paus, swart paus. Hy maak ook in hierdie week klaar. Gaan kyk na dit. Die bakpoeier. Dan vir die bakpoeier. Hy, die wit paus, moet vir 7 jaar in die tempel van Jaffa gaan sit en offers, naamlik Israel, brand. 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. As dit wat in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17 geskryf staan, nie gebeur nie. Dis die bakpoeier. Die paus kan môre verbond sluit. Is dit die laaste vredesverbond? Nee. Wanneer jy 'n koek bak, het jy bakpoeier nodig. Anders gaan daai koek nie rys nie. So teelepeltjie. En weer 'n keer, al teken die paus môre verbond met al die islamlande. Die bakpoeier is opgeteken in 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17. Vat dit en highlight dit in jou Bybel. Skryf daar groot, geestelike bakpoeiere, eindtyd profesie. Hy moet in die tempel as, en ek gaan nou die terme gebruik soos in die 33. Hy moet in die tempel gaan sit as God en naamlik die Israeliete offers bring. Hy moet as God daar gaan sit. Jaffa. En voorgee dat hy God is. En dan sal hy's veronderstel om dit vir 7 jaar te doen. Maar nou, ons weet nou na die grafieke, 1200 en hoeveel? 30 dae. Breek hy die verbond. En dan val die swart paus oor, die Romeinse keiser. Gaan luister, ek hoop ek het jou nuuskierig genoeg oor die swart paus, om na die reeks te gaan luister. Is dit die wit paus of die swart paus? Een van die grootste openbarings ooit in die Bybel. Gaan luister na dit. So wat gebeur? Hy moet in die tempel gaan sit en voorgee dat hy God is en naamlik Israel die offers brand. En na 1230 dae breek hy die verbond. Hy sê, as dit wat 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 17 geskryf staan, nie gebeur nie, is dit nie die finale vredesverbond nie, maar net nog 'n onbybelse verbond, wat hy ook nie sal hou nie. Ek, Prof. Hannes, sal u al die tyd op datum hou met dit wat besig om te gebeur in Israel en Amerika en Iran en die dinge. Maar ek kan nie terwille van sensasie 'n klomp bolie opdis nie. En mense wil excited maak oor goed en sê, dis 'n Bybelprofesie en dis 'n Bybelprofesie en dis 'n... En dan weet jy wat vir my ironies is, die ouens hardloop almal terug na die Ou Testamentiese Esegiel en Jeremia en daai goed het alles gebeur. Tot waar die tempel afgebrand was, 70 na Jafashua, deur keiser Titus, het alles gebeur. Dis Ikabod, dis geskiedenis, dit help nie jy gaan soeke daarso, en Esegiel en Jeremia en Jesaja nie. Daniël 9:27 is die finale tydlyn. Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. Weereens het al hierdie spookpredikers en NAR-agente in slaggate van Satan getrap en weer vir die oningeligte mense gelieg. Ek is jammer, ek kan dit nie anders stel nie, dis hoe dit is. My volgende reeks, volg of gaan kyk na my volgende reeks, want hierdie reeks is nou klaargemaak, Japie van Zyl en sy Henog leuns. Japie van Zyl, hy is die leier van die Israel visie ouens,
Japie van Sail en sy Henog Leuns. Dit is wat nou gaan volg van ander week af. Moet dit nie mis nie, versprei dit, laat die mense weet. Maak seker dat jy ingeteken het op die YouTube kanaal, sodat jy die kennisgewing van al my verskillende weeklikse studies kan ontvang. Stuur ook die kontak en die inligting vir almal vir wie jy lief het. Vrede in die verhewe naam bo elke naam, die naam Jafashua. Maranatha, Jafashua kom weer. Groete, Prof Hannes en Pastoor Rika. Laat dit so wees.